Julle moet lekker luister. Lelani sit net voor haar en kyk nadat haar mamma vir haar die verhaal van Salomo en die 2 vroue met die 1 babietjie uit die klein Bybeltjie gelees het. En is jy so stil as my poppie? Het die verhaal jou ontstel? Wil mamma simpatiek weet. Mamma, 'n mens kan sien dat hierdie tannie baie lief was vir haar babatjie, maar Sina soek nie eers na haar baba katjie as Kirikat haar nie kom haal nie, en die baba katjie gaan bly sommer by Kirikat sonder om hartseer te wees oor haar mamma. Lelani het 'n diep frons tussen haar oë. My dogtertjie dink mos diep vir haar ou 6 jaartjies. Diere is nie soos mense nie. Ek dink ook nie hulle kan tel nie. Sina het nog 2 katjies oor, verduidelik mamma. Lelani is nog nie tevrede nie. Sal mamma my ook sommer so weggee soos wat Sina haar katjie weggegee het? Natuurlik nie, Lelani. Miskien het Sina gesien hoe hartseer Kirikat was nadat haar katjie dood is. Sy het dit dalk toegelaat dat Kirikat die katjie vat, want dan 'n baie mooi gebaar was. Dan is Sina se optrede baie onselfsugtig. Dit beteken om nie aan jou eie gevoelens so seer kry of hartseer te dink nie, maar wat ander of die Here wil hê jy moet doen. Soos wat Samuel van die Bybelse mamma Hanna hom na die tempel toe geneem het. Sy kon nie kinders hê nie en sy het 'n gelofte aan die Here gedoen. Probeer mamma haar troos. Wie is Samuel se mamma en wat is die tempel? Vra sy nuuskierig. Mamma blaai in die klein Bybeltjie. 'n Tempel was in die Bybelse tyd soos ons kerke vandag. Al verskil is dat die hoëpriester sommer daar gebly het. Kyk, hier in 1 Samuel 1 vers 11. Hanna het 'n gelofte doen en gesê, Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmaagd aansien en aan my dink, en u diensmaagd nie vergeet nie, maar u diensmaagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe. En Hanna het woord gehou toe sy 'n seentjie van die Here ontvang het. Sy het hom Samuel genoem, want dit beteken, ek het hom van die Here gebid. Toe hy groot genoeg was, het sy hom na die tempel geneem, sodat Eli, wat toe die hoëpriester was, hom kon leer van die Here. Was Samuel nie hartseer nie, mamma? Wil Lelani met groot oogies weet. Mamma skud haar kop. Ek weet nie, my kind. Ek glo die Here het hom vertroos, omdat hy vir Samuel 'n groot werk gehad het. Ons lees in 1 Samuel 2 vers 18 en 19. Maar Samuel het as seun gedien voor die aangesig van die Here, omgord met 'n linne skouerkleed. En sy moeder was gewoond om vir hom 'n klein manteltjie te maak, wat sy van jaar tot jaar vir hom gebring het, as sy met haar man opgaan om die jaarlikse offer te bring. Die Here was ook baie goed vir Hanna, en het vir haar nog 3 seuns en 2 dogters gegee. Mamma, maar hoe lank het Samuel in die tempel gebly? Wil Lelani weet. Die Here wou gehad het dat Samuel 'n profeet moes word, en nie een van Eli se seuns nie. Hulle was baie stout en het nie die Here gedien nie. Hulle wou ook nie vir hulle pa, Eli, luister nie. Ek is soet, mamma, kom dit van Lelani. Mamma druk vir Lelani teen haar vas. Natuurlik is jy 'n pragtige soet meisiekind. Wat wou die Here gehad het moet Samuel doen, toe hy nog so klein was, mamma? Mamma maak weer die Bybeltjie oop. Hier staan dit in 1 Samuel 3 vers 2. In die tyd dan, terwyl Eli op sy plek lê en slaap, sy oë het al begin swak word, sodat hy nie kon sien nie, het die Here na Samuel geroep, en hy het geantwoord, Hier is ek, want u het my geroep. Maar Eli antwoord, ek het nie geroep nie. Gaan slaap maar weer. So het die Here 3 maal vir Samuel geroep, en elke keer het hy na Eli toe gegaan, voordat Eli besef het, dat dit die Here is wat vir Samuel roep. Hy het toe vir Samuel gesê om die Here te antwoord. Hier staan dit in vers 10. Toe het die Here gekom en gaan staan en geroep soos die vorige kere, Samuel, Samuel, en Samuel het geantwoord, Spreek, want u knegt hoor. Die Here het aan Samuel bekend gemaak dat daar 'n oorlog gaan wees en dat Eli en sy seuns dit nie gaan oorleef nie, omdat hy nie streng opgetree het toe sy seuns verkeerde dinge gedoen het nie. So sou Samuel as profeet nog baie dinge aan die volk Israel vertel. Mamma maak die Bybeltjie toe.
Mamma wil net gou Tommy se melkies gaan aanmaak voordat hy wakker word. Sal jy so 'n bietjie in jou kamer speel? Leilani kyk lank na mamma. Mamma, jy moenie onsigtig wees en my baba boetie na die tempel toe vat nie. Mamma lag. Onselfsugtig. Ek gaan vir Tommy kerk toe vat, maar in vandag se dae bly daar nie meer mense nie. Ek en pappa en jy gaan hom kerk toe vat en aan die Here 'n belofte maak dat ons hom in die vrese van die Here sal grootmaak. Dit beteken dat ons ook vir hom uit die Bybel sal lees en alles van Jesus se liefde vir ons en ook vir hom sal vertel. Leilani spring op en af. En oupa en ouma, hulle kan ook saamgaan om onsself sigtig te wees. Kan ek maar vir hulle vertel? Kan ek by hulle gaan kuier asseblief? Bel maar my kind, dan vra jy of dit gelees sal wees. Lag mamma vir Leilani se opgewondenheid. Ek gaan so lank kamer toe, dan help ek gou eers om jou tassie te pak. Leilani hardloop studeerkamer toe en skakel haar ouma se nommer. Haar mamma het haar mooi geleer en die nommer groot op 'n karton vir haar neergeskryf. Sy is so trots dat sy self kan bel. Sy hardloop terug na haar kamer toe waar haar mamma besig is om haar slaapklere in haar tassie te pak. Kan ek Connie se mooi klein Bybeltjie saamneem om vir ouma en oupa te gaan wys? Sy hardloop om die Bybeltjie te gaan haal. Mamma kyk bekommerd na die Bybeltjie. Jy moenie dat dit wegraak nie, Poplap. Connie gaan nie gelukkig voel daaroor nie. Ouma sê sy en oupa het gemmerkoekies gebak. Ek kan maar myne met melk kom eet. Ek sal vir mamma ook koekies saambring, hoor? Leilani babbel aan mekaar. Dankie my poppie. Kyk net hoe vinnig is oupa en ouma. Bring jou tassie en gee vir my 'n soentjie. Jy moet soet wees, hoor, en lekker kuier. Ouma en oupa kom ingestap en ouma vra: "En waar is ons pragtige klein Leilani?" Sy vat die tassie by Leilani en gee vir mamma 'n drukkie. Moenie oor Leilani bekommerd wees nie. Ons kuier altyd baie lekker. Slaap ons klein Tommy. Ja, hy's 'n regte klein slaapkous. Word net wakker vir sy voeding, antwoord mamma trots. Leilani gryp haar ouma se hand. Ouma, jy en oupa moet keer dat mamma nie my baba boetie na die tempel toe vat nie. Wat het jy vir die kind vertel, Tina? Wil ouma by haar mamma weet. Mamma skud haar kop. Ai tog. Ek het vir haar die storie van Samuel vertel om haar te troos, omdat Sina nie vir Kirikat te lyf gegaan het toe sy vir haar 'n katjie kom haal het nie. Ag, ek sal haar gerus stel, want dit is 'n pragtige verhaal, troos ouma. Leilani huppel by die deur uit na oupa en ouma se motor toe. Oupa moet vinnig ry want ek is lus vir die gemmerkoekies. Hulle waai vir mamma wat by die hek staan. Dis vir haar heerlik by oupa en ouma. Hulle bederf haar so lekker en mamma is nie eers hier om te raas oor al die koekies nie. Ouma sê altyd solank sy melk daarby drink en nie koeldrank nie, is dit gesond, maar mamma glo dit nie. Leilani, roep oupa haar. Kom kyk net hier by die kokketiele. Sien jy daar in die nesie is 2 kleintjies. As jy mooi luister, kan jy hulle hoor skreeu. Hoekom skreeu hulle dan so, oupa? Gee hulle mamma nie vir hulle kos nie? Wil Leilani weet. Sy gee, maar wee, die 2 kleintjies wil baie kos hê want hulle groei, verduidelik oupa. Leilani kyk met groot oogies na haar oupa. Is dit hoekom my baba boetie so baie huil? Oupa knik met sy kop. Ja, want hy moet nog baie groei. Leilani maak haar mondjie koel rond. Wow, ek het gedink hy huil so baie omdat hy nie tande het en ook nie kan loop nie. Oupa lag uit sy maag uit. Ouma, hoor net hierdie slim kind van ons. Ek hoor die wyshede uit daardie klein mondjie. Ouma kom uit die huis en droog haar hande aan haar voorskoot af. Dalk is sy glad nie verkeerd nie. Leilani! Leilani! Roep Sonja, die bure se dogtertjie wat net so oud soos Leilani is, van die hek af. Oupa, ouma, hoor, daar roep Sonja my. Leilani huppel na die hek toe, dat haar poniesterte sommer so wip in die lug. Hallo Leilani, het jy vir ons kom kuier? Wil Sonja weet. My oupa en ouma het gemmerkoekies gebak. Kom dan gaan gee ek vir jou. Ouma! Roep Leilani hard. Kan Sonja gemmerkoekies kry? Natuurlik, kind. Ouma kom al nader om die hek oop te maak.
Kom Sonja, ek is seker Lelani gaan met haar babbelbekkie jou ore laat tyd. Ek het 'n nuwe baba boetie en sy naam is Tommy en ons gaan hom kerk toe vat om hom te leer dat Jesus hom ook liefhet. Ek het 'n klein Bybeltjie. Jy moet dit saamvat dat jou mamma vir jou van Samuel kan vertel en somme van Salomo wat baie slim was. Sy hardloop en gaan haal die Bybeltjie uit haar tas. Fluit, fluit, hierdie storieetjie is uit. Maatjies, vra vir pappa of mamma om in jou eie Bybel vir jou 1 Samuel 3 te lees. Kom ons vou die handjies, dan bid ons saam. Dankie Jesus dat U ons liefhet en leer ons asseblief om onselfsugtig te wees. Amen.